Kom ons bid saam. Here, ons is vir 'n oomblik oorbluf deur die goedheid. Ons is oorbluf dat U vir ons wil goed wees. Ons is oorbluf met ons hande uitgestrek na U toe in 'n posisie van oorgawe om te sê dankie dat U ons God is. Dankie vir U woord. Dankie vir die woorde van gelowige mense, volgelinge van U disippels wat eeue terug 'n belydenis geformuleer het en gesê het, hieroor stem ons saam. Dit is wat ons glo. En dankie Here dat hierdie woorde en U woord ons vorm, ons laat lewe, ons laat groei en deur ons lewe U lig vir die wêreld word. Seën vir ons nou as ons saam uit U woord uitlees. Heilige Gees, ons het nou gebid. Ons bid dat U asseblief hier sal wees in ons elkeen, op 'n manier wat ons God se stem sal hoor. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie julle, dankie vir hierdie eerste deel van ons saam wees. Mens, in die ou dae van kerkwees het 'n mens half gewag het alles verbykom dat die dominee kan praat. En toe het ons intussen geleer, die dominee wat praat is not so big. Daar's 'n wye ervaring van God se teenwoordigheid en ek vertrou dat ergens in hierdie eerste deel van ons saam wees jy ervaar het dat die Here in hierdie oomblik met jou persoonlik besig is. Ek begin vandag by hierdie prentjie. Terwyl ek voorberei het met die teks en rondom die ding van Living Stones, ek lees verskillende vertalings as ek voorberei, dit was 'n bietjie die Here kans gegee om bietjie kamers in my kop in te kom wat al dalk bietjie mif geraak het. En oral in die Engelse vertaling praat hierdie teks van Living Stones. En ek tik toe in die Google masjien in Living Stones. En toe ontdek ek hierdie plantjie. In Engels is dit lithops, in Afrikaans lithope. En daar's 'n verskeidenheid van dit. En in Engels is hulle naam Living Stones. Dis 'n vet plantjie wat op die eerste oogopslag lyk dit net soos 'n hoopie klippies wat daar lê. En as jy so 'n bietjie van nader kom en in 'n sekere tyd van die jaar wanneer die klammigheid dit vat, dan maak hulle selfs 'n blommetjie. En ek wil hê met die prentjie soort van in jou kop vashou as ons vandag met die teks begin werk. En jy lees saam met my en jy beleef God se woord saam met my. 1 Petrus 2 is een van ons is die 5de Paasondag, dis 5de Paasondag vandag. Dis een van die tekste van die 4 moontlike opsies in die leesrooster en toe ek dit lees toe ek moet nog eendag ergens 'n artikel skryf oor hoe dit gebeur dat God 'n teks inprop. Soos jou foon wat se batterypap is. Want dis my ervaring. Ek sal met die teks werk en dan sal ek ervaar, God prop hierdie teks in en die liggies gaan aan. En ek sê yes. En ek is dankbaar vir die Gees. Ons lees van vers 2 af by 1 Petrus 2. Dis wat die leesrooster sê, maar kom ons kyk net na vers 1. Hy sê hou dan op. Kyk net na die vorige deel van vers 22 af van hoofstuk 1. Ons is weergebore deur die lewende en ewige woord van God, is die opskrif. Opskrifte het eers baie jare later gekom. En dan sê in vers 22, nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers en susters ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende ewige woord van God. Deur die woord het ons begin lewe. Het ons weer begin lewe. En dan sê hy in vers 2, hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. So dis een van die goed wat belangrik is in die teks, is dat geloof of belydenis beteken 'n lewe wat verander. Dit is nie net inligting wat ek by my hou, gereed om as iemand met my daaroor gesels iets te sê nie.
Dit is waarheid wat lewe verander. Hoe werk dit? Verduidelik Petrus nou. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Nou weet jy hoekom ek begin het met Psalm 123. Here, jy is goed vir ons. Wees asseblief goed vir ons. Maar die fout wat 'n mens kan maak, is om te dink dat die melkies wat hier na verwys word, is goeders wat ek doen. En baie keer lees mense die teks so, ek moet kerk toe gaan, en in die ou dae die dominees, om daarom 'n gehoor te hê in die kerk, en daarom te kan die nodige genoeg mense in die kerk te hê, het hulle gesê, nee, jy moet Sondagoggend erediens te kom, en dan, as jy 'n beter Christen wil wees, ook Sondag aand, en as jy nog beter Christen wil wees, bid hier op 'n Woensdag, dan is jy top Christen. En so het ons op 'n manier in 'n werkheiligheid verval. Dis glad nie waarna Petrus verwys. Hy verwys nie na dit nie. Hy verwys na die eenvoudige waarhede waarop ons as geloofsgemeenskap gebou is. Die woord se eenvoudige waarhede. Ware kennis van God, 'n ervaring van God se teenwoordigheid, 'n belewenis dat ek saam met God leef, getrouheid, gehoorsaamheid, wat lewe, en van hom wat saam met ons loop. Dis hoe kry ek dit reg om weg te beweeg van die goed wat nie God is nie, deur terug te gaan na die goed wat lewegewend is, die waarheid van God se woord, die eenvoudige waarheid. En dan sê hy, kom na hom toe, dis Jesus, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Ek het in die leidingstyd teks hanteer oor wat beteken dit dat Christus die lewende steen is. Hy is die lewende steen. En dan sê hulle, let mooi, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring. Ek gaan nou verduidelik wat dit beteken. Wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Dis nou ou Afrikaanse woorde. Dis goed wat vir God vreugde gee. Wat is dit? Dis om priesters te wees en geestelike offers te bring. En dan haal hy hierdie Ou Testament uit Jesaja 28, Joodse waarhede wat hy onmiddellik van toepassing maak op nuwe gelowiges wat nie Jode is. Kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En, Psalm 118, 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Al die teks uit die Ou Testament uit, sit hom neer. Dis 'n verhaal wat belangrik is om te verstaan. Jesus het nie uit die lug uitgeval, letterlik nie. Hy is deel van 'n verhaal wat God saam met mense op pad is. En as jy aan Jesus behoort, is jy in 'n ereposisie, is jy deel van die gebou wat die lyne trek, wat seker maak dat die gebou reg is. En as jy nie aan Jesus behoort nie, val jy oor jou eie voete. Die mense in hierdie tyd het 'n struikelblok baie goed verstaan. Hulle moes reis deur bergagtige terrein. So dis 'n woord wat hulle verstaan het. As jy nie vir Jesus dien en hom ken en aan hom behoort nie, val jy oor jou eie voete. Jy doen goed wat moeilikheid op moeilikheid op moeilikheid op moeilikheid veroorsaak. Dis 'n soort van 'n effek wat ingebou is in om sonder Jesus te leef. Julle, sê hy vers 9 daarinteen, is die uitverkore volke, koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Sien jy die taal wat hy gebruik? Dis Ou Testament taal van God wat sy volk geroep het. En hierdie taal gee hy nou deur aan mense wat glad nie Jode is nie, mense wat Grieke is en van Egipte afkom en van Marokko en uit Indië, uit Persië, vandag se Iran waar ons oorlog voer, mense wat van Europa afkom, Turkye,
allerhande volke daar gebly. Julle is nou die uitverkore volk. Hierdie verantwoordelikheid, hierdie voorreg het op julle oorgegaan. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Barmhartigheid, wees goed vir ons, Here. Dankie dat U vir ons goed is. Wees asseblief vir ons goed. Nou hou die teks as jy kan by jou. Ons gaan probeer om een of twee goed vinnig te sê oor hoe die teks met ons praat. Miskien is dit belangrik om te verstaan, hierdie teks is gestuur, is bedoel vir gelowige mense, disippels van Jesus, wat swaar kry in die tyd van die vervolging. Vir wie dit swaar was om te sê ek is 'n gelowige, ek volg Jesus. Dit het lyding meegebring. Psalm 123 wat ek gelees het vanoggend as ons aanvangswoord, is 'n psalm wat geskryf is vir mense wat gespot word omdat hulle Christene is. So daar's uitdagings waarmee hierdie Christene moes leef. Verontrechting. Wat beteken dit? Hulle kon nie besigheid doen nie. Dis nie net iemand was lelik met hulle op straat nie. Hulle kon nie besigheid doen nie. Hulle kon nie deelneem as lede van 'n gemeenskap nie. Hulle is gejaag. Hulle is in die konteks van ons ou Suid-Afrika, hulle moes pasboeke dra. Hulle moes sekere plekke bly. Hulle moet nie op plekke wees. Hulle is gemartel en. Dis die ervaring wat hulle gehad het. En hierdie teks kom na. So aan die een kant wil Petrus vir hulle moed in praat en vir hulle sê, wie is julle? Onthou wie julle is. Onthou julle identiteit in Christus. Aan die ander kant wil hy vir hulle verseker van die waarheid van die evangelie waarin hulle glo. Daar's so 'n ou verhaaltjie van die polisie wat 'n opdrag, of die regering wat 'n opdrag gegee het vir 'n vir die weermag en die lugmag en die polisie om 'n krokodil te gaan vang. En die weermag het 3 weke beplanningssessie gehou en hulle het alles bymekaar gekry in 'n linie, hulle het uitgegaan, spesifieke plekke gaan soek, krokodil gevang en teruggebring. En die lugmag het vliegtuie aangelê, kameras, foto's geneem, kyk waar die krokodille is, een uitgesoek en hom gaan vang. Maar die polisie was heel eerste klaar. En toe sê die een polisieman vir die ander, maar hoorie, hoe gaan ons 'n krokodil kry? Toe sê nee, dit is so maklik. Ons vang net 'n akedus, dan slaat ons hom dat hy erken hy's 'n krokodil. Dis 'n bietjie lag met 'n traan grappie. Dis 'n bietjie lag met 'n traan. As mense moeilike tye beleef, is dit maklik om na te dink oor is dit wat ek glo regtig waar? As goed nie uitwerk soos ek dink of soos ek gedink het dit gaan uitwerk. Ek was in die wetenskapklas, ons was op universiteitsstudente, toe vertel 'n vriend van my hierdie verhaaltjie wat hy in die wetenskapklas beleef het. Hulle vertel dit toe ten koste van hom. Hy was 'n bietjie van 'n dromerige ou. En hy's vandag 'n baie goeie skoolhoof in Oudtshoorn. En die onderwyser het begin om iets warm te maak wat as dit is 'n wit poeier en dan maak dit warm, maar word dit geel. En hy praat met die klas en julle kan sien soos die hitte hierdie en Johnny is agter in die klas, hy is besig om te dagdroom. En die onderwyser sê vir hom, "Bishop, kan jy sien dat hierdie goed geel geword het?" Maar nou het dit nie regtig geel geword nie. Jy weet, my wetenskaponderwyser het altyd gesê, jy moet ruimte laat vir die eksperimentele fout. Maar die klas besef, hulle is in die oomblik, hulle besef die meneer het nou 'n antwoord nodig en dis geel. En Johnny kom met hy sê nee meneer, dit lyk maar vir my wit. Die meneer het die proef by so en hy stap so in die middel tot in die middel van die klas. Hy sê, "Bishop, kan jy sien dat hierdie goed besig is om geel te word?" En Johnny is nie seker wat aan die gang is nie, maar hy sê meneer, ek moet regtig meneer sê dis wit. Die klas is doodstil. Want en die meneer het tot hom gekom by die tafel en gesê, "Bishop." En Bishop sê, "Meneer, dit wil nou vir my so bietjie geelerig begin lyk." Wat doen Petrus met hierdie teks? Hy wil mense wat onderdruk is om die waarheid waarin hulle glo weg te gee, bemoedig om nie onder die druk te soeg. So wat is die ding wat hy vir hulle sê wat maak dat hulle kan staande bly?
Dankie vir daai volgende skyfie, Johan. Hy sê, om te groei in jou verhouding met God, is die enigste teken en die enigste manier waarop jy kan staande bly wanneer jy in 'n situasie is waar jy onder druk is. Niemand kan bly soos hulle is nie. Niemand kan bly soos hulle is nie. Hy sê, gaan terug na die waarhede wat lewe gebring het. God se teenwoordigheid, God se woord, en leef daarin, groei daarin, laat dit meer word, sodat jy kan staande bly. As jy dieselfde bly, gaan jy oorspoel word. Om aan Jesus te behoort, beteken dat jy groei. Die teken daarvan dat jy aan Jesus behoort, is dat jy groei. Dat die nuwe lewe al hoe meer en meer in jou na vore kom. En dan doen God 'n ding met jou. Hy is die lewende steen. Sit my volgende prentjie op, dankie Johan. Hy is die lewende steen wat in die bouwerk ingeplant is as die hoeksteen, is die belangrikste steen. En ons word lewende stene, living stones. Wat in die gebou van God is 'n beeld om te sê, die koninkryk van God is soos 'n gebou wat uit lewende stene bestaan. Omdat Jesus ons lewendig gemaak het, is daar 'n groeiproses wat moet klaarkom in ons en wat moet deurgaan. En onthou nou, hy praat nie hier oor die kerk moet groter word. Hy sê nie al moet meer mense by die kerk wees. Hy sê die mense wat deel is van Christus, se lig moet skyn. Hulle moet hierdie boodskap verder dra. Maar ons kan dit nie doen as ons nie groei nie. As jy verstok bly waar jy is nie. Maak nie saak hoeveel lidmate daar is nie. Die gemeente se waarde word bepaal deur die diepgang van die mense wat Jesus volg in 'n gemeente. En dan sê hy, jy kan dit nie alleen doen nie. Ons leef in 'n tyd waar mense sê, I'm not religious, I'm spiritual. Ek luister so nou en dan ietsie op die TV en ek het so nou en dan ietsie dit en ek volg YouTube, ek het 'n paar predikers wat ek like, hulle sê goeders op my hartsnare tokkel. So ek voel ek groei. Hy sê jy kan dit nie alleen doen nie. Hy sê dit vir die gemeente. Hy sê dit vir ons. Jy's deel van 'n lewende liggaam, deel van 'n lewende gebou. Almal wat weergebore is, almal wat aan Jesus behoort, groei saam. En hy haal Jesaja 28 uit om te sê, julle is lewende stene in 'n gebou. Hy sê ons is priesters. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons dien met ons gawes en ons talente en ons menswees en wat ons kan doen in ons tyd, in ons aandag, in ons sagte oë en 'n sagte woord en bietjie langer sit by iemand en so bietjie navraag doen as jy iemand nie gesien het nie of hy alright is om te dien as priesters. Dis nie meer die priester by die kerk wat namens ons offers gee nie. Ons gee offers. Wat offer ons? Onsself. Is dit 'n verskriklike pynlike ding? Nee, God het dit vir ons gegee. Ek het geleer in my lewe, as ek gevra word om te offer, en ek gee wat ek nie het nie, dan gebeur die wonderwerk hier waar ek dit aangee. In hierdie oomblik as ek dit aangee, ek het net dit om vir jou te gee. Gebeur die wonder. Want God sê ons moet dien deur wie ons is. Lewende stene. Ons moet ons saam laat opbou. Ons moet nie in individualisme verval en sê maar jy in jou klein hoekie en ek in myne en ons weet ons verder het ons maar 'n saak. Moet 'n ou deel van 'n geloofsfamilie wees? Ja. Is dit belangrik? Ja. As ek my saam met my gelowiges laat inbou in hierdie geestelike huis, het ek 'n kosbare funksie wat ek vervul. Nou hoor ek, dankie, iemand sê baie mense in Clarence wat ek mee te doen het op die kantlyn en op die drempel, sê ja, is moeg vir die kerk. Mense van ons gemeente, soveel fights gehad, is moeg vir dit. Moeg vir die fights in die kerk en die mense wat lelik is met my en sovoorts. Een van my mentors, Leonard Sweet, is 'n teoloog in Amerika. Sy ma wat 'n leuke prediker was in by die Hillbillies. Hy kom van die Hillbillies af. Het hierdie woorde vir hom gesê, you will suffer as much from the church as for it.
En as jy nou 'n dominee soek wat deur die kerklike stelsel 2 of 3 keer met 'n tank oorgery is, sal ek my hand opsteek. Die feit dat ek bly kies het om 'n predikant te wees is 'n godswonder. Dit is nie my eie slimmigheid en my eie moed ensovoorts. Nou sê Leonard, so I've lowered my expectations of the institution. So ek verwag nie meer dat die kerk is almal heilig en ons almal altyd liefdevol en ons is gebroke mense wat saam journey wat traai. Ons probeer. Yet I've lowered my expectations and it has faithfully met them. Hy sê ek het heeltemal my verwagtinge van die kerk verlaag en my mag die kerk het my daar gekry met my lae verwagtinge en meer. Yet the church is more than its machinery. It's more than that. It is the body of Christ and I am a living cell within it. Even when its own hands leave the bruises, the bloodstream still claims me. I know where I belong. Isn't it sweet? Ja, ons het almal houe gevat by mense in kerke. Ek ook. En dis deel van my bediening. Wat iemand my sal bel en sal sê, weet jy, ek like niks van wat jy doen nie. Of ek hou nie van wat jy sê nie. Of ek kom nie hiernatoe nie want ek hou nie van jou nie. Jy praat nie soos ek wil hoor nie. Ek het dit al beleef in hierdie kerk. In ons gemeente, my gemeente. Mense het my gesê, ek gaan na 'n ander kerk toe want ek dink nie jy verstaan hoe dit hier in die Oos-Vrystaat werk. Ek weet dit gaan oor Jesus, maar sê ek wel ons moet verskil vir mekaar. Maar hier is ek. Fluitend op 'n Sondag af met die paadjie. Gespanne en bekommerd of ek reg gaan laat geskied aan God se woord, maar opgewonde. Want dis waar ek my tuis vind as 'n lewende steen in God se gebou. Groei in God se teenwoordigheid in jou lewe. Groei in jou dienswerk, sê Petrus. Groei in jou afhanklikheid van Christus. Groei in plaas van ten spyte van stamp en struikel en groei. Ja, iemand het deelik in my gewees. As jou broer iets in jou het, gaan sien hom. Sê die Bybel. Gaan sê vir hom, dit voel vir my daar's iets tussen ons wat nie lekker is nie. Kan ek met jou daaroor praat? Ek wil weet of ek dalk iets verkeerd gedoen het. Begin daar. Groei. Groei met jouself nie uitsluit of afsluit nie. Groei as verkondigers. Wat sê die laaste verse? Julle is die uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Dis wie ons is. Groeiend, lewende stene. Dankie Johan. Diensbaar. Met dit wat God ons gegee het. Romeine 12 vers 2, gee julle self as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. En as jy hou kry, hanteer dit in Christus, saam met Christus. Partykeer sê mense iets ondeurdag. Ek weet dis mense wat gekies het om nie by ons gemeente langer te aanbid nie, want ek het ergens in 'n gesprek te vinnig weggedraai en nie klaar geluister nie. En dit is my hartseer, maar dis nie my bedoeling nie. En ek moet vrede daarmee maak. Leer om weer 'n slag te probeer. Leer om die oproep te maak en te sê, Jan, ek het hou gevat by jou en dis vir my baie sleg, kan ons praat? Sê ek, ja, nee, ek weet ek doen dit. Ek weet ek maak foute. Maar dit geld nie net vir my nie, dit geld vir jou ook. Petrus praat met Christene wat swaar kry. Maar hy sê die enigste manier om uit jou swaar kry te kom is om te groei. Inteendeel, as jy nie groei nie, is jy net 'n klippie. Dankie Johan. As jy nie groei nie, is jy 'n klippie. Jy's iets, maar daar's nie lewe daar nie. Dis 'n simbool, maar daar's nie lewe daar nie.
iets van wat die Lysops plantjie, die toop plantjie sê. Lyk soos 'n klippie, maar as ek naby kom ek agter, daar's lewe. Daar's lewe. Ons rede, ons verstand, ons aannames, ons ideologie. Vriende, as jy in Suid-Afrika wit en Afrikaans is, het die vorige regering merkwaardig dit goed reg gekry om jou brein te beïnvloed met ideologie oor mense en hoe die samelewing werk. Merkwaardig. Jy dink vir jouself, maar jy dink eintlik met ideologie wat jy gevoer is van Baba tyd af. En ons is baie keer met daai goed wil ons wil nie daaraan vat nie, want dit is deel van ons identiteit. Dit word klippe, dit word versteen en verhinder lewe in my gedagtes. As jy ergens in jou lewe seer gekry het in die kerk, het jy sulke klippe wat jy saamdra. Los dit, laat dit lewende stene word. Saam met mekaar, saam met Jesus. Kom ek sluit af met 2 stories. In my eerste gemeente was daar 'n vriend, gemeentelid, kom ek gegee van 'n ander naam. Kom ek noem hom Petrus. Amper sy naam, maar nie regtig sy naam nie. En dis mooi, want Petrus beteken rots, klip. Slagoffer van die oorlog, in die sin dat hy posttraumatiese stres gehad het, en as gevolg daarvan was hy alkoholist. Was sy kinders en sy vrou getuister het. En hy is die eerste ou vir wie ek my meer verloor het in die bediening. Want hy het my op 'n Saterdag aand, het sy vrou my gebel en gesê, Dominee Jan Peter sê jy moet nou kom. En ek sit by die huis, 8:00 die aand, ek het die hele naweek, het ek saam met die Synode jeugbedieningswerkswinkels in die Oos-Kaap gedoen, teruggekom by die huis, my vrou en my kinders slaap al, ek het 'n aandete wat in die mikrogolf is, ek sit in die TV-kamer, met die TV wat in die agtergrond speel, ek probeer eet voor ek gaan slaap, môreoggend lei ek 'n diens, môre aand is ek op die radio, dis die enigste stil oomblik wat ek het. En ek kon nog nie vir iemand nee sê, was nog te jonk, nog te veel afhanklik van mense se aanvaarding. En ek sê vir sy vrou, as jy nie omgee nie, kan ek vra, is Petrus gedrink? Ja, hy is. Ek sê, kan ek maandag kom? Dis nie nou regtig vir my geleen. Nee, Dominee, dis wonderlik, ek kan maandag kom. Ag, en ek stap terug na my stoel toe, en ek is so trots op myself, want al die ouer dominees wat my al probeer leer het oor goed, het gesê, as moet jy leer om nee te sê, terwyl van, ek het dit reg gekry, toe ek sit, lei die telefoon weer. En dis weer sy vrou, en sy sê, Dominee, Petrus sê, as jy nie vanaand kom nie, dan moet jy nooit weer kom nie. Ek sê, maar is reg, ek is nou daar. Ek charge my Toyota Corolla daar uit, en ek spin al op sy gras, ek het so lang breekmerk op sy gras, wat hy so mooi na kyk, voor sy op die sypaadjie, ek spin vir hom 2 sulke lekker spore daar op sy gras, ek spring oor die muurtjie, en ek bars by die deur, en ek gaan sit. En ek ransel vir hom af, dat hy nou weet wie hy is. Ek het intussen dit aan die Here bely, en is vergewe daarvoor, so ek vertel dit graag. En weet wat doen hy? Want ek sê vir hom, jy hanteer jou vrou en jou kinders, en my eie gesinssituasie kom uit, en ek is kwaad vir hom, en ek is sommer kwaad vir alles, en ek raas met hom, en wat is sy reaksie? Sy reaksie is, seun gaan haal papa se sertifikaat. Ek sê, wat se sertifikaat wil jy nou laat haal? Dis nie die punt nie. Hy sê, nee, gaan haal daai sertifikaat van papa, daai sonnaskool sertifikaat, gaan haal hom bietjie daar in die kamer. Ek sê, waar is jy nou mee besig? Hy sê, jy gaan haal nou, ek gaan haal hom. Dis dit sy sonnaskool sertifikaat met sy seels. Hy het al die seels tot by die swart seël. Ek het nie eens 'n swart seël nie. Ek's Dominee. Dis Dominee, kyk hierso. Kyk hierso. Toe het ek nou al bedaar. My hart is seer, en ek sê vir Petrus, sorry man, dat ek so met jou gepraat het, ek is jammer, maar dis nie die punt nie. Jy daar is vasgehaak. Jou verhouding met Jesus leef nie, dit gee nie vir jou lewe nie, dit help jou nie om oorwinning te kry oor hierdie goed
Miskien die goed wat hier staan in die begin van vers 2, hoofstuk 2. Kwaad, bedrog, hygouery, jaloesie, kwaadpratery. Jy kry nie oorwinning daaroor nie, Petrus, want jy versteen. Nou ja, dis Peter, hy's op die ouene oorlede aan lewerversaking, gevolg van die alkoholmisbruik, jare wat nadat ek weg is uit die gemeente uit. En hy het vanoggend na my toe gekom in die stort. Ek sê, dis die struikelblok, dis die storie van die struikelblok. Die storie van geloof wat versteen het. En dit hang van my en jou af, in hierdie oomblik, in hierdie tyd waarin ons leef, om so 'n bietjie deur ons lewe se tuin te stap, en te kyk na die klippies, en van naby te gaan kyk, wat sien ek? Sien ek klippies? Wat klein monumentjies is, maar wat nie meer leef nie? Of sien ek, laat op, sien ek living stones? Is my geloof met God 'n kragbron? Is God vir my 'n werklikheid? As ek bid, ervaar ek God is hier. En dis ons uitdaging in hierdie tyd waarin ons leef. People don't care how much you know until they know how much you care. As iemand aan jou raak, lewe dit. As iemand jou stem hoor, lewe dit. Of is dit klippe wat val? Kom ons bid. Ag Here, ons kom met ons gebrokenheid, my eie broosheid na U toe, en ons hoor hierdie woorde van Petrus, en ons, Here, ons weet dat ons plekke in ons lewe het wat ons oorklaar gedink het. Goed in ons lewe het wat ons nie meer oor wil dink nie. Kamers of plekke in ons lewe het wat ons nie meer regtig oopmaak en skoonmaak nie. Goed wat ons aanvaar as die waarheid wat nie noodwendig evangelie waarheid is, nie noodwendig hierdie basiese waarhede van wat Petrus van praat. En ons loop met hierdie goed, en dit beïnvloed ons verhouding met ander mense. Here, dit beïnvloed ons verhouding met U. Soos Petrus op 'n verdere plek sê, 'n man wat sy gesin swak hanteer, kan nie bid nie. Here, dit maak dat ons oral vashak en struikel. En mag dit wees in hierdie tyd wat ons beweeg na Pinkster toe, in hierdie Paasondag, Here, dat ons iets lied ontdek van wat dit beteken om 'n lewende steen te wees. As daar 'n geleentheid is in ons gemeente om vorentoe te sê, maar ek wil groei, ek wil iets nuut byleer, ek wil ergens by 'n groep behoort, ek wil ergens 'n ding doen wat my help om nader aan Jesus te kom. Here, dat ons nie met ons ou kop sal dink met die versteende klippe wat daarin is nie, maar dat ons toe sal laat dat die Gees vir ons sal nuut maak. Dankie dat ons met hierdie woord in ons hart huis toe kan gaan, en dat ek weet, Here, dat U met my, U sal 'n week of 2 met my besig, en dat dit met ons sal besig bly, en ek bid dit in Jesus se naam. Amen.